Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luisteraar, ek bring vir u 'n boodskap aangaande desperate geloof. Emuna be'etzara in Hebreëus. Man en vrou van God, luisteraar, desperate geloof in die Bybel is 'n hardnekkige, aktiewe vertroue in God tydens onmoontlike omstandighede. Dikwels gekenmerk deur nederige volharding en 'n weiering om op te gee, ten spyte van struikelblokke. Dit is nie die manipulering van God vir persoonlike agendas nie, maar die in lyn bring met sy doel, soos geïllustreer deur figure soos die vrou met die bloedvloeiing. Die bloeiende vrou in Markus 5, nadat sy al haar geld aan dokters bestee het sy geglo dat net die aanraking van Jesus se kleed haar sou genees. Rafa genesing. Die verlamde man se vriende in Markus 2, hulle desperate vasberadenheid om by Jesus uit te kom, het hulle gedryf om deur 'n dak te skeer. Koningin Ester in Ester 4, sy het die koning genader sonder om ontbied te word met die ingesteldheid: as ek vergaan, vergaan ek. Die Kanaanitiese vrou in Matteus 15, sy het volhard in haar versoek om haar dogter se genesing ten spyte van aanvanklike verwerping en het groot geloof getoon. Jakob wat met God geworstel het in Genesis 32, hy het geweier om los te laat totdat hy 'n seun ontvang het. Die vader van die demoniese besetene in Markus 9, hy het uitgeroep: ek glo, help my ongeloof. Hier's nog 'n paar Bybelse voorbeelde. Ons het genoem die bloeiende vrou in Markus 5. Jairus, Markus 5 vers 21 tot 43. En dan die blinde Bartimeus, Markus 10 vers 46 tot 52. En ek gaan nou vir u voorhou uit die Bybel, die kosbare woord van God, die roogasem, die blinde man van Jericho. En hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasarener was, begin hy om uit te roep en te sê: seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep: seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom: hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom: Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus het op die pad gevolg.
Desperate geloof gaan nie daaroor om God te manipuleer, om menslike agendas te dien nie, maar eerder om jou aan sy agenda oor te gee en hom te vertrou te midde van krisisse en te besef dat God lewe uit dorre situasies bring. Wat 'n desperate geloof in die Bybel. Desperate geloof ondersoek 'n rou, onwrikbare vertroue wat Christus bo alles stel en verby maatskaplike norme en persoonlike hindernisse stoot. Dit daag ons uit om 'n autentieke, meedoenlose geloof te kweek wat in elke krisis aan Jesus vashou, ongeag die koste. Wat sê God oor desperaat wees? Geregverdig om in 'n toestand van innerlike desperaatheid te bly, alhoewel die uiterlike omstandighede baie desperaat kan wees. Soos Paulus gesê, verward, maar nie wanhoopig nie. Wat het desperaat in die Bybel gebid? Wie het desperaat in die Bybel gebid? Die profete Moses, Elia en Jona het desperaat vir die dood gebid, maar hulle versoeke is nie deur ons God wat met vuur antwoord toegestaan nie, wanneer desperaatheid tot gevolg lei. Kom ontdek ons uiteindelik die begin van God. Hierdie koninklike amptenaar se desperaatheid het hom na die regte plek gelei, na Jesus. Die desperate geloof van Bartolomeus, dikwels geïdentifiseer as Nathanael in die evangelie van Johannes, verwys na sy onwrikbare radikale toewyding aan Christus, wat voortgeduur het deur geweldige brutale vervolging en uiteindelik tot sy marteldood gelei het. As een van die 12 apostels word Bartolomeus se geloof gekenmerk deur 'n geen bedrog, opregtheid, 'n reguit eerlike toewyding wat hom volgens tradisie gedryf het om in 'n moeilike streke soos Indië, Mesopotamië en Armenië te evangeliseer. Sleutel aspekte van Bartolomeus se geloof en verhaal sluit in opregte en direkte aard. Jesus het hom geprys as 'n ware Israeliet, in wie daar geen bedrog of dubbelsinnigheid was nie. Aanvanklike skeptisme, onmiddellike oortuiging. Toe Bartolomeus van Jesus van Nasaret vertel is, het hy die beroemde vraag gevra: kan enige iets goeds uit Nasaret kom? Met sy ontmoeting met Jesus het hy hom egter onmiddellik erken as die seun van God en koning van Israel, wat 'n oorgang van twyfel na diep geloof demonstreer. Sendeling ywer na die hemelvaart word geglo dat hy in Indië, Mesopotamië en Armenië gepreek het. Uiterste martelaarskap. In Armenië het hy koning Ptolemeus bekeer, maar is deur die koning se broer Astyages ter dood veroordeel. Hy is lewendig geslag, afgestroop en daarna onthoof. Ontwrikbare standvastigheid. Selfs terwyl hy gemartel is, het hy na bewering voortgegaan om te preek en God te prys. Hy word dikwels in kuns uitgebeeld, terwyl hy sy eie gevulde vel vashou, wat sy volkome opoffering en liefde vir God simboliseer. Hy is die beskermheilige van leerwerkers, lawyers en pleisteraars. Die soekresultate het ook inligting
oor Bartolomeus, die blinde bedelaar, opgelewer. Wie se verhaal oor die desperate volgehoue geloof illustreer in die uitroep na Jesus vir genesing. Die besonderhede van die lewende, gevulde verwys egter na die apostel Bartolomeus. Die soekresultaat het ook inligting oor Bartolomeus opgelewer, wie se storie ook 'n desperate volgehoue geloof in die uitroep na Jesus vir genesing illustreer. Die besonderhede van die lewendige afslag verwys egter na die apostel Bartolomeus. Wat leer die verhaal van Bartolomeus ons om te wees? In Bartolomeus se geval het hy gekies om God na te streef, ten spyte van blindheid en ten spyte van die negativiteit van die skare. Hy het alles op God en hom alleen staat gemaak. Soos Bartolomeus moet ons so desperaat vir Jesus wees, dat ons hom najag ten spyte van wat ander vir ons mag sê, ten spyte van die laste soos die blindheid. Watter lesse kan ons by Bartolomeus leer? Die les wat ons moet leer is dat ons nie die deur vir die waarheid moet toemaak net omdat iets nie dadelik vir ons sin maak nie. Twyfel kom nooit van God af nie. Wat is die geestelike betekenis van Bartolomeus? Eerbare seun. Gevolglik kan Bartolomeus geïnterpreteer word as 'n eerbare seun. Hierdie naam het 'n noemenswaardige teenwoordigheid in die geskiedenis, veral binne Bybelse kontekste. In die Nuwe Testament word Bartolomeus genoem as 'n blinde bedelaar van Jerigo, wat wonderbaarlik deur Jesus Christus as van sy blindheid genees is. Wat is Bartolomeus se nalatenskap? Bartolomeus se nalatenskap word nie net in die kerk se liturgiese vieringe bewaar nie, maar ook in kuns en toewyding. Hy word dikwels in godsdienstige kuns uitgebeeld met sy eie gevlegte vel wat sy marteldood simboliseer en 'n mes die instrument van sy dood. Markus 10 vers 46 tot 52, ons voorgelese gedeelte. Die genesing van die blinde Bartolomeus leer dat volgehoue desperate geloof in Jesus struikelblokke oorkom. Soos gesien word wanneer Bartolomeus uitroep ten spyte daarvan dat hy beveel is om stil te bly. Dit openbaar Jesus se medelee deur te pauseer vir die gemarginaliseerdes en beklemtoon dat geloof nie net fisiese sig nie, lei tot verlossing en disippelskap. Volhardende geloof. Bartolomeus illustreer dat geloof koppig en volhardend moet wees en weier om deur die skare stilgemaak te word, wat 'n diep desperate behoefte aan Jesus demonstreer. Die aard van die ware disippelskap. Nadat hy genees is, volg Bartolomeus Jesus onmiddellik op pad na Jerusalem, wat 'n toegewyde aan disippelskap toon, wat voortduur ten spyte daarvan dat hy weet waarheen die pad lei. Jesus se medelee en krag. Hierdie laaste genesingswonderwerk in Markus voor die kruisiging toon Jesus se bereidwilligheid om vir die individu te stop, selfs wanneer hy op pad is na 'n groot sending wat sy medelee beklemtoon. Die belangrikheid van aksie. Bartolomeus gooi sy mantel af, 'n betekenisvolle persoonlike daad,
om sy ou lewe en sekuriteit op sy te sit, om Jesus te volg. Die belangrikheid van aksie van Bartolomeus, gooi sy mantel af, 'n betekenisvolle persoonlike daad, om sy ou lewe en sekuriteit op sy te sit, om Jesus te volg. Luisteraar, man en vrou van God, ek sluit af. Die krag van barmhartigheid. Jesus die seun van Dawid. En vra om genade wat demonstreer, wat ware geloof Jesus as bron van genade erken. Bartolomeus. Hierdie gedeelte dien ook as 'n skrille kontras met die disippels se vorige misverstand van Jesus se sending, wat Bartolomeus as 'n model van geloof en sig voorstel. In tyd van desperate geloof moet jou primêre aksies wees om selfstandigheid prys te gee, aktief te bid en na God te beweeg met dapper verwagtende optrede. Dit vereis dat jy van vrees na vertroue in goddelike belofte beweeg, wyse raad soek en troos in die skrif vind, soos geïllustreer deur die vrou met die bloedvloeiing in die Bybel. Oorgawe en vertroue. Hou op om op jou eie krag staat te maak en gee jou situasie ten volle aan God oor, in die geloof dat hy kan ingryp en doen wat net hy alleen kan doen. Volhardende gebed. Wy jouself toe aan intense, gefokusde gebed. Bring jou vrees en emosies na God. Aktiewe nastrewing. Soek God aktief deur sy woord en deur na hom toe te beweeg. In aanbidding en nie te wag vir passiewe oplossing nie. Soek raad. Deel jou laste. Vertrou geestelike mentors of vriende wat vir en saam met jou kan bid. Behou gehoorsaamheid. Hou aan om God se beginsels te gehoorsaam, selfs te midde van die krisis. Fokus op waarheid. Verskuif jou fokus van die negatiewe situasie na God se beloftes en karakter. Desperaatheid kan 'n keerpunt wees wat jou dwing om geheel en al op God te vertrou, eerder as op jou eie hulpbronne. Ons staan met ons bedelaarskleed voor Jesus, smeek vir hulp, maar nie bereid om die kleed weg te gooi nie. Ons aardse sekuriteit raak ontslae daarvan. Jesus vra jou in 2026, wat wil jy hê moet ek doen? Vra Jesus vir groter geloof. Julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Just want to speak the name of Jesus. Dit moet ons uitgangspunt wees in desperate, volle, hardnekkige geloof, elke dag, op hom vertrou, op hom gefokus, ons Rabboni, ons Jesus, ons leermeester, met die woorde, just want to speak the name of Jesus, en hy sal sê, wat wil jy hê moet ek doen, en dit sal ek vir jou doen. Amen. Ontvang die seënbede. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees, van nou af tot in ewigheid. Amen en amen.